sê waar 2 of 3 in U naam vergader, hier is U in ons midde. En soete Heilige Gees, ons is so dankbaar vir die skrif in Johannes 14, wat sê, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur. Halleluja. En hy sal ons by ons bly tot in ewigheid. Hy bly by ons, hy is hier vanaand, en ons dankie, dat hy met ons bemoeienis maak vanaand. Ons wil onsself oopstel. Ons wil dit wyd oopmaak, sê, kom waai oor ons vanaand. Ons stel onsself oop. Kom in die krag. Kom in die volheid. Kom in alles. Give us everything you have, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Dankie. Ek kan nie sitplekke neem, dankie vir die awesome worship. Dankie. Halleluja. Dit voorreg om vanaand hier te wees. Ek is so bly vir elkeen wat vanaand hier is. As julle nie was, kon ek nie wees nie. Maar ek is bly en dankbaar vir elkeen wat hier is. En ek wil sommer nou 'n verskoning maak vir die res van die week. I have a divine appointment in Oudtshoorn to go and do. En jy weet, in hierdie laaste dae gaan die Here ons gebruik vir divine appointments. En daarom vanaand hierdie woord, wandel in die Gees. Jy moet attent wees op die Heilige Gees. Maar voordat ek vanaand die woord gaan bring, gaan Philip vir ons 'n lied kom sing, wat hy self gedig het deur die krag van die Heilige Gees. En is awesome dat die Here ons so kan gebruik. En ons bly, kom sing vir ons jou lied.
luister mooi na al my woorde. Dis amper tyd dat ek weer hoor. Luister net jou hart verbinder, net vir my bruid gaan ek weer kom. As die vijeboom in bloei staan, moet jy weet, ek gaan weer kom. As die vijeboom in bloei staan, moet jy weet, ek gaan weer kom. Dit is pragtig. Dit is amper soos ons tema is, die Here kom, die Heilige Gees, alles is so mooi in plek. Ek wil vanaand met u praat oor wandel deur die Heilige Gees. Wat 'n pragtige woord. Wandel deur die Heilige Gees. Nou, hoe wandel 'n mens? 'n Mens wandel stappie vir stappie. Dis 'n aksie. Wandel deur die Heilige Gees. En ek het nou so tydjie terug, een nag, was ek besig om te bid. En skielik het die Here my weggevoer hier na die kerk toe. En ek sien hordes mense by daai deur, by die hek instroom. En hulle stroom hier by die kerk in. En my vraag was aan myself, Here, is ek reg? Is ek vol van die Heilige Gees om hierdie mense te help? Die oes is ryp. En dit gaan kom. Net voor die koms van die Here gaan dit kom. So ek wil hê jy moet vanaand moed vat, hierdie plek gaan nog volkom. Volkom. En ek wil vanaand sê dat in die laaste tyd gebruik die Here my vir 'n divine appointment. Net so. En ek moet gereed wees. Ek moet gereed wees, wat wil die Heilige Gees deur my doen? Ek moet wandel in die Heilige Gees. Ek moet gereed wees. En ek wil net so 'n paar goedjies hier noem, eers voordat ek begin met die woord. Ek sê, wat beteken dit om in die Gees te wandel? Dit beteken om in God se krag, sy wysheid en sy moed te opereer. Ek kan dit nie in myself doen nie. Dis sy krag wat hier in my is. Hy het gesê, dat ek hom aangeneem het as my persoonlike saligmaker, hy kom woon in sy volheid hier in my. Dis sy krag. Dit word gedoen met geloof. Om vir die Here uit te staan, vat geloof. Want die vyand is altyd by, dink jy moet dit nou regtig sê? Dit vat geloof om te wandel in die Gees. Dit vat gehoorsaamheid aan sy leiding. Dit vereis dat jy in harmonie is met God se Gees, wat binne in jou woon. Nou ek wil vanaand sê, dat ek kan nie een tree gee, sonder die Heilige Gees nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek wil in daai harmonie wees, ek wil by hom wees, ek wil hoor wat hy vir my sê om te doen. Dit behels om 'n noue verbintenis met God, om in sy woord, sy wil en sy hart te ken. 'n noue verbintenis. Kom ons kyk nou, wat sê die woord.
het weer so opnuut gesê, Here, ek dankie. Dankie vir u woord. Dankie vir u woord wat my ook in al 'n wysheid lei. Nou Galasiërs 5:16 sê, maar ek sê, dis 'n opdrag, wandel deur die Gees. Wandel deur die Gees. Hoekom sê hy dit? Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Is dit nie beautiful nie? As ek in die Gees wandel, dan kan die begeerlikhede van die wêreld, die vlees, kan my hier kom staan. Maar die Gees van God sal my help, want hy sê, hy is my advokaat, hy is my helper, hy is my gids. As ek in die Gees is, dan gaan ek dit wegstoot. Dan gaan ek nie buig voor die begeerlikhede van die vlees nie. Hy sê, want die vlees begeer teen die Gees. Die vlees, hierdie ding, hy wil nie die Gees goed doen nie. Hy gaan teen hom. En die Gees gaan weer teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Met ander woorde, daar is 'n oorlog tussen die Gees en die vlees. En ek sê altyd, dit hang af watter hond, daar's 'n swart hond en 'n wit hond. Watter een wat jy die meeste kos gee, gaan regeer. So, dis 'n stryd, dis absoluut 'n oorlogvoering. En nou sê 'n ander vertaling, die Heilige Gees moet ons lewens regeer. Hy moet ons regeer, hy moet vir ons sê, wat moet ons doen en wat ons nie moet doen nie. Dan sal ons nooit slegte dinge doen nie. As hy my lewe regeer, wil ek nie slegte goed doen nie. Ek wil dit nie doen nie, want ek wil liewer die Heilige Gees tevrede stel, want slegte dinge binne in julle harte wil altyd iets anders hê as wat die Heilige Gees wil hê. En die Heilige Gees wil iets anders hê as wat die slegte dinge in julle harte wil hê. Hulle is altyd teen mekaar. Nou sê Galasiërs 5:25, as ons deur die Gees leef, laat ons ook deur die Gees wandel. Wandel. Nou, dit is nie 'n baie maklike saak hierdie nie, want die vlees en die Gees is heeltyd in opstand. In hierdie baie eenvoudige instruksie sê die apostel Paulus vir ons in 'n duidelike terme, as die Heilige Gees in julle woon, laat hom volle beheer oor julle lewe hê. En weet jy wat? Jy kan nou vanaand sê, sjoe, Pastor Beryl, maar dit klink baie, dit klink oorweldigend. Maar ons almal kan deur die Heilige Gees gelei word. En ek weet verseker vanaand, soos wat ek hier staan, dat elkeen van u kan dit doen. Jy kan deur die Heilige Gees gelei word. Dis 'n keuse, dis 'n aksie. Jy met jou wil inspan en sê, ek weier die vlees. En die vlees kom so maklik op. Ek lag altyd vir Stella, wat by ons in die bid hier is. Sy is awesome, en sy vertel vir ons, is baie swaar. En dan gee sy so 'n laggie, want sy weet, sy word deur die Gees van God gelei. Nou sê hy hierso, die Heilige Gees is gestuur om ons konstante, onfeilbare gids te wees. En waar bly hy? Hy bly in almal wat Christus as Here en Verlosser bely. So hy's daar. Hy's my konstante,
onfeilbare gids. As ek enige iets wil weet, dan sê ek, Heilige Gees, wat nou? Hoe maak ek nou? Ek onthou toe ek ons in 'n gemeente gekom het, daar's niks instrumente nie. My man koop toe 'n keyboard. Ek sê, Here, Heilige Gees, ek weet nie om die ding te speel nie. Ek sê baie lief vir die elektroniese instrumente nie. Behou van die normales. En die Heilige Gees vra my, wil jy dit graag leer? Ek sê ja. Hy sê, nou gaan na jou binnekamer. Sit die oorgoed op van die klaviertjie en ek sê jou leer. En daardie dag, toe ek by die kerk kom, was ek self verstom uit die klanke wat ek uit daardie keyboard gekry het. Wat was die ekkie? Want hy sê, hy is my konstante, onfeilbare gids. Hy sal my lei in alles wat ek hom vra. Romeine 8, 5 en 6 sê, die wat volgens die vlees lewe, dink aan die begeertes van die vlees. Is 'n kwaai een. En hom weer lees, die wat volgens die vlees lewe, dink aan die begeertes van die vlees, maar die wat volgens die gees lewe, dink aan die begeertes van die gees. Want wat die vlees bedink, is die dood. Jy gaan dood geestelik, as jy in die vlees dink. Maar wat in die gees bedink, is lewe en vrede. Nou hierdie skrif beklemtoon die impak daarvan om ons gedagtes op die gees te rig wat tot lewe en vrede lei. Hoe kan ek my gedagtes op die gees rig? Filippense 4:8. In 'n ander vertaling lees ek dit. Vriende, ek wil vir julle nog iets sê. Die Here het vir ons 2 mooi goeders gesê. Maar hier kom en hy sê, julle moet altyd dink aan die dinge wat waar is. Is dit nie mooi nie? Julle moet dink aan die dinge wat mooi is, wat reg is, wat rein is, wat pragtig en goed is. Ja, julle moet dink aan alles wat mooi is, alles waarop 'n mens trots kan wees. Bedink dit. Nou wanneer ons 'n gedagte kry wat nie van God is nie, dan moet ek dadelik die Heilige Gees vra om my te help met daai gedagte. En Paulus sê dit so mooi in 2 Korintiërs 10:5. Hy sê ons moet elke gedagte neem wat nie van God is nie. Met ander woorde, dit stem nie saam met die Heilige Gees met wie ek wandel nie. En ek moet dit gevange neem en ek moet dit onder die gesag van die Heilige Gees bring. Die Engels sê so mooi, hy sê you have to take the thought captive and you've got to make it obey the word of God. Dis 'n maklike saakie nie. Want daai gedagtes, you see, the battlefield is in the mind. En dis waar die vyand opereer, maar ons het die Heilige Gees. Hierdie skrif beklemtoon die impak daarvan om ons gedagtes op die Gees te rig. En hy sê in Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, ons sing dit so baie, kom Heilige Gees, kom o Skepper Gees, kom in al u volheid, kom in u waarheid, kom lei ons in die waarheid. Hy sê, hy sal ons oortuig. Hy sê daarso, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
Hierdie vers herinner ons daaraan, dat die Heilige Gees ons in die waarheid lei en goddelike wysheid verskaf. Is dit nie awesome? Dis wat die Heilige Gees vanaand vir ons sê. Nou sê Efesiërs 5:18, moenie dronk word van wyn nie, want dit lei tot losbandigheid. Word eerder met die Gees vervul. Hier word ons aangemoedig om met die Gees vervul te word eerder as om die wêreld plesiere na te jaag. Hierdie vervulling bemagtig ons om op 'n manier te leef wat God eer. Toe my kinders op hoërskool kom, weet jy, ek weet nie of die jong kinders van vandag weet sokkie nie. Ken jy hulle sokkies? En nou wil my kinders ook gaan. En dan sê ek maar, dan die jongste enetjie, chapter and verse. Ek moes chapter and verse gee. Sê ek, my kind, weet jy wat? As jy na daai plek toe gaan, dan is jy op die grondgebied van Satan. Ja, maar mama, ek gaan nie drink nie, ek gaan net 'n koeldrankie drink. Ek wil net saam met my maatjies wees. Maar dit is die grondgebied wat die probleem is. En daar kan hy met jou enige iets doen wat hy wil. Nou sê die woord, kies liewer om met die Gees vervul te word, as om na die plesiere van die wêreld te gaan. En die vyand lok ons so maklik. Weet, ons Christene, ons gaan nêrens nie. Ek trek mooi aan, net kerk, ek het net kerk. Ek trek vir die kerk aan. Ons gaan nie uit nie en gaan na buitekant nie. Maar vandag is dit die trekpleister vir die jong mense. Vir mense, hulle wil nie by die Here wees. Nou ja, kom, ons kyk nou weer verder. Om in die Gees te wandel, beteken om elke dag te leef, te wandel. Hoe? Gelei deur die sagte aansporing van die Heilige Gees. Dis so belangrik, die sagte leiding van die Heilige Gees. Hy spoor jou aan, hy is so gentle. Come Holy Spirit, I need thee. Come in thine own gentle way. Here, Heilige Gees, ek het hierdie probleem, ek weet nie hoe om dit op te los nie. Maar ek vra u, kom in u sagtheid, kom help my. Geef vir my 'n sagte woord wat die grimmigheid kan afkeer. I don't want to use harsh words, Lord. Ek wil hy sagtheid hê. Kom gee dit vir my. Help my om dit te besig. Hy sê, sy teenwoordigheid tweedens, sy teenwoordigheid toe te laat om ons gedagtes en besluite en dade te beïnvloed. Hoe baie keer staan ons net op nie? Ons begin net dink aan koffie en 'n lekker broodjie en wat ons alles die dag gaan doen, is nooit die Heilige Gees 'n kans gegee om vir jou te sê, gaan jy vandag wandel in die Gees? Het jy my gevra? Net soos u wil, Heer, ons sing daai koortjie so baie, doen dit met my. U is die potterbakker en ek is die klei, vorm my en maak my net soos u wil. Ek sal my oorgee, wagtend en stil. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom vorm my. Ek wil vanaand vir jou sê, I'm not perfect. I'm not perfect. And many times I miss it. Maar die woord van die Here sê, ek weet nie waar dit staan nie, maar ek het dit eendag gelees, I don't say that I'm perfect, but I strive to be everything the Holy Spirit wants me to be. Kom werk aan my, ek nooi hom uit, kom werk aan my, Heilige Gees. Kom vorm my, vat my soos daai potterbakker, Here, ek het nou misluk. Ek het nie in die Gees gewandel toe ek nou dit gedoen het nie. Maar tel my weer op.
vorm my, maak my, soos U my wil hê. I want to be your instrument. Use me, your vessel. I want to be the vessel of the Holy Spirit. Halleluja. Jy onderwerp jou aan die begeertes wat hy in jou hart bewerk. So wanneer die Heilige Gees vir jou sê, kom bid, dan los jy alles. Helena praat baie by ons bid hier daaroor. Hoe die Here vir haar sê, los alles, gaan bid nou. En dan is dit altyd, omdat die Gees van God daar gelei het, en daar gebeur 'n wonderwerk. As hy sê, bid, wees gehoorsaam, prikkel die Heilige Gees u om u laaste R100 vir 'n sukkelende weduwee in die gemeente te gee, doen dit. That is the Spirit. Dit is soos jy deur die Gees gelei word. Dinsdag na ons bid hier, toe sê 'n vrou vir my, daar was 'n vrou in die bid hier, en ek moet vir daai vrou R100 gee. Sy ken nie die vrou nie, maar die Heilige Gees ken daai vrou se omstandighede. En ek moes haar toe bring, dat sy kan kom na die vrou toe. Isn't that beautiful? Moenie bang wees, when you are led by the Holy Spirit nie. You will never ever make a mistake. Never. Just do it. Dit mag vir jou baie sleg kyk. Ek onthou, Vicky het op trou gestaan, en ons was in die Pick n Pay. En hy is aan daai kant, en ek is aan die kant, en ek sien daar staan 'n tannie met so groot hoed op, en sy skryf neer, en tel sy op, en dan vat sy weer 'n ou dingetjie, en die Heilige Gees sê vir my, gaan betaal haar hele rekening. Nou weet ek nie of hierdie man, wat die Here nou vir my gee, of hy ook so dink soos ek nie. En ek roep hom nader, ek sê, hoorie, ons moet hierdie tannie sy hele bedrag betaal. Hy sê, jy weet, ons gaan trou, ons het geld nodig. Ek sê, maar ons gaan nou doen wat die Heilige Gees doen. En julle sal my nie glo, en toe ons by die til kom, toe sit sy tannie wat hy jare laas gesien het. Is dit nie awesome nie? Just be obedient. Laat jou lei deur die Heilige Gees. Belas die Heilige Gees u om die evangelisasie met iemand te deel. Staan op en doen het. Nou, ek het 2 of 3 weke terug toe bel iemand my, vra vir my, man en vrou, sal ek hulle help met SASSA? Ek moet vir hulle kom verduidelik hoe dit werk en al die goeders. En ek het toe baie moeite gedoen en ek het dit by mekaar gesit en ek kom by die huis en ek doen die SASSA ding en die Heilige Gees sê vir my, this is a divine appointment. Dit gaan niks oor SASSA nie. Dit gaan oor my. Jy moet hulle bedien. Ek sê, okay, Holy Spirit. En ek sit my hand so op al 2, 1 dag en 1 dag. Ek sê, ek is jammer om vir julle te sê, maar dit gaan nie oor SASSA nie. Die Here sal dit uitsort, maar die Here sê, ek moet julle persoonlik bedien. En hy man en vrou begin huil. Die trane loop oor die wange. Is dit nie awesome nie? So, paar jaar terug, toe was 'n vrou waarin ek in 'n huis ingestap het, wat gelei word deur die Heilige Gees, was sy gehoorsaam. Sy ken my van geen kant af nie. Toe ek uitstap, toe sê sy, I want to drink coffee with you. Ek sê, fine, we can drink coffee. Maar ons kom toe daar, en toe ek gaan sit, toe sê sy, the Lord showed me, there's a book inside you. As sy nie deur die Heilige Gees gelei was nie, het ek nooit Life-Giving Faith geskryf nie. En toe weet ek nie hoe nie. Ek sê, Heilige Gees, ek weet nie hoe nie. Ek het nog nooit in my lewe 'n boek geskryf. En weer vra die soete Heilige Gees my, ek kan jou help. Gaan sit by die komputer, ek sal jou help. En toe ek daar gaan sit, toe begin die boek soos 'n boekrol, die voor my afrol. En elke keer as ek gaan sit het hy weer gerol. Wandel deur die Gees. Halleluja. Dis wonderlik. Belas die Heilige Gees jou
om daai mooi selfoon, die rekenaar af te sit en met jou kinders tyd te spandeer. Hoe spel kinders liefde? Deur tyd. Doen dit. Luister na die Heilige Gees en wandel in die Heilige Gees. Hoor wat sê die vers 16 van die eerste vers wat ons gelees het. Wie hom so aan die Heilige Gees onderwerp, sal nie die vlees of sondige natuur volg nie. Ek is uitverkoop vir die Heilige Gees. Ek kan nie sonder die Heilige Gees wees nie. En ek wil vir jou sê, om deur die Gees te wandel, is 'n transformasie. Die Here verander jou hart. Hy sê, hy sal daai harde hart uithaal en hy sal 'n sagte hart gee wat na sy verordeninge sal werk. Hy verander jou houding. Skielik kom jy agter, maar ek is nie meer so nie. Daai houding, hy verander dit. Hy verander jou gedrag, hoe jy optree, hoe jy praat, hoe jy dinge doen. Hy verander verhoudings wanneer ek kies om deur die Heilige Gees gelei te word. Die vrug van die Gees in Galasiërs 5:22. Wanneer ek deur die Heilige Gees gelei word, dan maak haat plek vir liefde. Dan maak onvergifnis plek vir vergifnis. Vrede. Die Heilige Gees wandel gee vir my vrede wat alle verstand te boven gaan. Al die vrugte, geduld wat ek partykeer nie het nie, het julle op partykeer nie geduld nie. Ek is 'n baie hastige vrou, ek het nie geduld nie. As ek een keer vir Wiekie gevra het, sit vir my daai ding daar neer en hy vat 'n bietjie lank, dan doen ek dit self. Verstaan julle? So, ek moet daar in die Gees wandel en sê, Heilige Gees, help my net om rustig te raak. Help my net om te wag, Heilige Gees. Help my. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Heilige Gees, kom help my. Kom help my, Heilige Gees. Help my. Hierdie eienskappe bevoordeel nie net vir ons nie, maar beïnvloed ook diegene rondom ons en bring hulle nader aan Jesus. Dan gaan ek vir julle 'n liedjie sing. Wat dit doen. I see Jesus in your eyes and it makes me love him. I feel Jesus in your touch and I know he cares. I hear Jesus in your voice and it makes me listen. And I trust you with my life because you're his. I see him in you. Dit is wat gebeur wanneer ek deur die Gees wandel. Daar's 'n skriffie. Ek het dit in my lesing wat ek gedoen het oor liefde. Ek weet nie presies waar staan, maar is in die boodskap. Hy sê, ons het van julle kerkmense hier buitekant ontmoet. En die liefde wat uit hulle straal, het ons so aangeraak. Sal dit nie wonderlik wees, as Gansbaai aanbiddingsentrum gelei kan word, deur die Heilige Gees, en julle daar buitekant kom, en mense sien dit raak, en sê, ek wil na daai kerk toe gaan, want God se liefde is daar. I see Jesus in you. Halleluja. Die mooi van die wandel in die Heilige Gees is dat dit nie oor ons vermoë gaan nie. As dit oor my vermoë gaan, het ek lank al geval. Maar oor God se krag wat deur ons werk. Come Holy Spirit.
Dit gaan daaroor om ons wil aan God se wil oor te gee en sy gees toe te laat om deur ons te vloei. Flow through me. Flow through me. Let the world somehow thy love and beauty see. Grant me, Lord, as I walk in the Holy Spirit day for day, that Jesus will be seen in me. Ek wil vir jou nog vra om, ons gaan vanaand 'n ander uitnodiging doen. Ek wil vra dat jy almal hier voor sal kom staan. En ons gaan hande saamvat en Johan gaan vir my daar 'n lied speel. I surrender all. En maak dit vanaand jou lese. Here, I surrender all. En hierdie kom so lank vorentoe, in hierdie area van my lewe, wat ek nog nie deur die Gees wandel nie. I surrender it tonight. I surrender it tonight. I surrender it, Lord. I put it on the altar. I surrender. En vat julle hande saam. Ek wil graag hê dit moet 'n eenheid wees. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Surrender. Oh, thank you, Jesus. I surrender, I surrender. I surrender all. Thank you, Jesus. Oh, to Jesus, blessed Savior, I surrender all. Thank you, Jesus. Vat nou daai ding wat nie onder die Heilige Gees wandel is nie. Gee dit vir hom nou. Sê, Here, hier is dit. Dis my ongeduld, dis my woede. Dis my ontrouheid. Is my onvergewensgesindheid. Vat dit nou, Heilige Gees. Hier is dit, hier is dit. Kandarabashandarabasinde. Vergewe. As jy nie kan vergewe nie, vergewe nou. Laat die Gees van God deur jou werk. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kom ons bly so 'n bietjie stil. Bly bietjie stil. Geef vir Jesus nou daai ding waarmee jy sukkel. Hallelujah. Yes, fill me with your love, Lord. Fill me with your love. Oh, I surrender. Steek bietjie jou hand nou op en sê, Jesu, Here, vat dit, Here, vat dit, Heilige Gees. Ek gee dit vir U. Ek gee dit vir U. Ek gooi dit weg van my af. Ek gee dit vir U. Ek kan dit nie meer dra nie. Ek wil deur die Gees wandel. Ek wil deur die Gees wandel. Hier is dit, Here. Dankie. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. As daar iemand is wat persoonlik gebed nodig het, vra ek om net hier voor by my te kom staan. Met liefde sal ek saam met jou bid. As daar enige een is wat persoonlik
Halleluja, dankie Here. Kusabanda. Nog een keer. I surrender all. I surrender all. Surrender all. Halleluja. Is daar nog iemand wat moontlik wil gebid voor word? Is welkom. Halleluja, Vader, dankie vir hierdie aand. Dankie soete Heilige Gees. Dankie dat ons op U kan staatmaak. Dankie dat U ons gids is. Dankie dat U beloof het dat U sal by ons wees tot op die einde van hierdie aarde. Dankie, Here. Dankie dat U elke dag vir ons sal lei en help om deur die Gees te wandel. En ons sê dankie. Amen.